Hallo oom, hallo my tannie. Ons eer die Here. As jy 'n Bybel by jou het, kan jy saam met my blaai na Handelinge 27 toe. Anders dit sal ook op die skerm wees. Vanaf vers 27. So as jy 'n Bybel het, kan jy so toe gaan, Handelinge 27 vanaf vers 27 en die woord van die Here lees die volgende. En toe die 14de dag kom, terwyl ons nog in die Adriatiese See rondgedryf het, het die matrose omtrent middernag vermoed dat hulle naby die land kom. Daarop gooi hulle die diep lood uit en kry 20 vaam. En nadat hulle 'n bietjie verder gegaan het, gooi die diep lood uit en hulle kry 15 vaam. En omdat hulle bang was dat hulle miskien op die rotsagtige plekke kon strand, het hulle van die agterskip 4 ankers uitgegooi en gewens dat dit dag word. Die Engelse Bybel sê, and they prayed for daybreak. Ek love it, maar in 'n geval, dis die hele preek op sy eie. Gewens dat dit dag word. Maar die matrose het probeer om uit die skip te vlug en die sleepbootjie in die see laat sak, onder die voortwendsel dat hulle ankers van die voorskip af wil uitgooi. Toe sê Paulus vir die hoofman oor die 100 en vir die soldate, as hierdie manne nie in die skip bly nie, kan hulle nie gered word nie. Vers 32 is die laaste een vir vanaand. Daarop het die soldate die tou van die sleepbootjie afgekap en hom laat afval. Die tema wat die Here vir ons gegee het vir vanaand is, dis tyd om die tou te sny. Dis tyd om die tou te sny. Jy weet ek lees hierdie stukkie hierdie week oor Handelinge 27 en ek begin bietjie dink aan, soos ek weet in die Bybel is en so in die woord is, begin 'n bietjie dink aan toe ek begin het met bediening, né? Toe ek net uit die universiteit uitkom en die Here het my verlos van klomp goed af, dank die Here daarvoor. Maar hy het my gebring na die plek toe en ek begin hom volg en ek onthou daar was 'n punt gewees 'n paar jaar terug waar ek kan dit goed onthou waar ek gesit en gebid het en die Here gevra het, Here, asseblief, ek wil net in U teenwoordigheid wees. Ek onthou daar was 'n punt waar ek gebid en gesê het, Here, asseblief, as daar enigiets is wat tussen my en U staan, as daar enigiets is, verwyder dit. Asseblief verwyder dit, want ek wil net by U voete wees. En ek onthou daai gebed en laat ek julle vertel, as jy daai gebed bid, dat jy vir die Here sê, Here, verwyder wat tussen my en U staan, moet jy weet, jy gee dan toestemming vir die Here om sy hand te vat en dan sekere dinge uithaal en te sê, okay, ek gaan hierdie wegvat en ek gaan dit begin uitskei en ek gaan jou wegbeweeg van hierdie af, want daai tipe goed staan partykeer tussen jou en die Here. En partykeer wat gebeur is ons wil nie daai goed opgee nie. Ons wil dit nie opgee nie, maar dit is nie altyd lekker nie. Dit is nie altyd lekker om dinge te moet laat gaan en dinge te moet afskei en al daai tipe goed nie, maar wanneer jy op 'n punt kom in jou lewe, my boetie, my sussie, en elkeen van ons wat hier sit, kom op 'n punt in jou lewe waar jy geen ander opsie het as om die Here te vertrou. Daar gaan 'n punt kom in ons almal se lewens waar jy op jou knieë gaan moet gaan en gaan sê, Here, ek weet nie wat om te doen nie. En ek weet nie hoe ek deur hier gaan kom nie. En soos Josafat in 2 Kronieke 20 vir ons sê, en ek het hierdie skrif hier opgesit nie, is net iets wat ek wil sê. Hy sê dan sê, Here, my oë bly op U. Ek weet nie wat ek moet doen nie. Ek weet nie hoe ek deur dit gaan kom nie, maar my oë bly op U. En almal van ons kom op so 'n punt in jou lewe. Kom op so 'n punt waar jy begin sê, Here, ek smag vir U teenwoordigheid. Ek smag vir U. Ek het U nodig. Ek kan dit nie op my eie doen nie. En dan kom 'n punt waar jy hierdie pad met die Here stap en hoe meer jy in sy teenwoordigheid is en hoe meer jy hierdie woord lees, nê? Want ek verduidelik dit nou so. Het jy al ooit gevas? Nê? Jy almal het al gevas, nê? Het jy honger geraak as jy vas? Jy raak honger, okay? So as jy nie eet nie, dan raak jy honger. Maar hierdie woord werk anderste. As jy nie tyd spandeer in hierdie woord nie, dan ontwikkel jy nie 'n honger vir hierdie woord nie. As jy minder Bybel lees en al hoe minder bid, dan begin daai honger vir die woord van God stelselmatig in jou lewe verdwyn. Die manier hoe jy honger bly vir die teenwoordigheid van God en honger bly vir die woord van God, is jy moet elke dag die daaglikse brood eet. Want jy moet die brood eet om te besef jy het die brood nodig. Jy moet die woord lees om te besef hierdie woord verander my lewe. En dis hoe dit werk. Dis nie dieselfde as die vleeslik nie. As jy vas raak jy honger, dis great, maar as jy die Bybel gaan vas, gaan jy nie honger raak vir die Bybel nie. Jy kan nie die Bybel vas nie. Jy moet elke dag jouself voed
met die woord van God. Hoekom? Want hierdie woord is lewe. Hierdie woord is waarheid. Die Bybel sê jy sal die waarheid ken en die waarheid sal jou vrymaak. En baie keer dan sê ons die Here is stil en jy ken daai cliché ding, jy kan nie sê die Here is stil as jou Bybel toe is nie. En dis die waarheid. Jy kan nie sê die Here praat nie met my nie, maar jy lees nie sy woord nie, want hy praat met jou in sy woord. En hy voed jou in sy woord. En hy voed jou elke dag, want hy gee vir jou daaglikse brood, daaglikse bemoediging, daaglikse wat jou optel. En jy moet elke dag hierdie woord vat. Elke dag. En tyd in dit spandeer. En die enigste manier hoe jy daai brandende begeerte vir die Here kan kry, is jy moet aanhou daai gees voer. En iets wat ek leer is in die Psalms, Psalm 63 vers 2 wat sê: O God, U is my God. U soek ek. My siel dors na U. My vlees smag na U. In 'n dor en uitgedroogde land sonder water. O God, U is my God. Ek soek U. Ek smag na U. En my boetie en my sussie, ons moet, wanneer ons hierdie pad begin stap, as kinders van die Here, wanneer jy jou lewe vir die Here gegee het, moet jy besef, dat jy moet hom jaag met alles wat jy het. En die tema wat ons het vir vanaand is, jy weet, sny die tou, maar ons kan anders te vat en sê, daar's geen plan B nie. Daar is nie. Daar's geen plan B vir wanneer jy Jesus begin volg nie. Daar's niks anders te op wat jy kan vertrou as die Here nie. Daar's niks anders te in wie jy jou vertroue kan sit as die Here nie. Daar's niks anders te wat jou kan red as Jesus Christus nie. Hy is die weg, die waarheid, die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur hom nie. Hy is die weg. Hy is alles. En wanneer jy op hierdie punt kom waar jy sê, Here, ek soek U, my siel dors na U, my vlees smag na U, dan begin jy besef dat dit maak nie saak wat tussen my en U staan nie. As dit my nie nader aan U bring nie, behoort dit nie in my lewe te wees nie. En ek het laasweek 'n bietjie daaroor gepraat om te sê dat as dit jou wegvat, moet jy dit wegvat. Maar wanneer jy hierdie pad begin stap met die Here en jy sap en jy soek hom en jy smag na hom, dan kom jy op 'n punt waar jy vir die Here sê, Here, asseblief, as iets nie van U af is nie, vat dit eerder weg. Vat dit eerder weg. Want ek soek U. U is al wat ek het. U is my alles. Jy weet, die Bybel sê hy moet jou eerste liefde wees. Hy moet bo alles wees. Want hy verdien dit. Hy verdien dit want hy het vir jou gaan sterf. En hy verdien dit want hy maak vir jou pad. En hy verdien dit want die Bybel sê God het sy liefde aan ons bewys dat terwyl ons nog sondaars was, het sy seun vir ons gaan sterf. En net oor dit alleen dat Jesus vir jou gaan sterf het en dat die Bybel sê die graf is leeg, moet jy opgewonde maak. Dit alleen moet jy elke dag laat opspring en sê Here, dank die Here, ons dien 'n lewende God. Die graf is leeg. Die engel het gesê hy's nie daar nie. Hy het uit opgestaan. Hy het uitgeloop. En dan begin jou gees smag na die Here toe. En jy moet daai smagting ontwikkel en al jy dit gaan doen is jy moet tyd in hierdie woord spandeer. Al jy dit gaan doen is jy moet tyd met die Here spandeer. En jy moet op 'n punt kom om te sê, Here, ek's all in. Ek gee U alles. Ek gee U al my vertroue. Ek sit al my geloof in U. Ek sit alles, al het jy net bietjie geloof. Want dit maak saak in waarin het jy jou geloof. 'n Bietjie geloof in die Here is baie beter as baie geloof in geld. Is baie beter, want dit maak saak waarin sit jy jou geloof. En as jy moet al jou geloof wat jy het, al het jy net bietjie. Al die hoop wat jy het, al het jy nie baie hoop oor nie, maar jy dalk daai bietjie hoop oor. Sit dit in die Here. Smag na hom, dors na hom, soek hom. Kry daai begeerte om nader aan Jesus te kom. Kry daai begeerte om die Here te volg voluit. En ek love it, my boetie en my sussie, want hierdie lewe, hierdie tyd wat ons hier is en wat ons met die Here stap, begin ons besef dat om saam met die Here te loop is die beste ding. Dis die lekkerste ding om 'n verhouding, 'n lewendige verhouding met die Here te kan hê. Dis die lekkerste ding om te weet hy is met jou. Al voel dit nie so nie, al lyk dit nie so, dit maak nie saak nie, hy's met my. Hy's met my. En om die aande om te gaan soek, en die oggende om te sing na sy grootheid en te sê Here, hoe groot is U? Dis die lekkerste ding om 'n lewende verhouding met die Here te hê. Dis die lekkerste ding. Want ons kort 'n lewende verhouding met die Here. Ons kort dit. Ons kort hierdie verhouding met die Here want daar gaan tye kom wat jy moet stry vir jou geloof. Paulus sê dit. Paulus sê dat hierdie geloof is nie maklik nie. Hy het die goeie stryd gestry, die geloof bou. Jy gaan moet stry vir jou geloof partykeer. En as jy nie die honger het vir die Here nie, gaan jy nie stry nie.
As jy nie smag na Jesus se teenwoordigheid nie, gaan jy nie stry nie. Jy gaan opgee. Jy gaan wegdraai. Jy gaan plan B vat. En sê, okay, luister, ek het nou hierdie ding probeer, ek gaan eerder soontoe. Ek het nou kerk probeer, nie gewerk nie. Ek gaan nou soontoe. As jy nie daai smag het nie, gaan jy nie stry vir die geloof nie. Want dan kom tye wat moeilik is. Want in die storie wat ons vandag gelees het, lees ons van Paulus hulle wat op die skip is. En net 'n fun fact, moenie saam Paulus op 'n skip klim nie. Dis baie gevaarlik. Sy skip sink altyd. Nee, dis crazy. Nee, Bybelgrappie. Bible nerd, maar in 'n geval, nee. Dis baie erg. Maar in hierdie stukkie dan lees ons van Paulus wat op die skip is. En hulle is in 'n baie moeilike situasie. Want die Bybel sê die matrose het op 'n punt gekom waar hulle begin stres het in Handelinge 27 vers 27 tot 29. Hy sê en omtrent die 14de nag, kom ons gaan na 28 toe, Philip, volgende enetjie go. Daarop gooi hulle die dieploot uit en kry 20 vaam. En nadat hulle 'n bietjie verder gegaan het, gooi hulle die dieploot uit en kry 15 vaam. Vers 29. En omdat hulle bang was dat hulle miskien op rotsagtige plekke kon strand, het hulle van die agterskip 4 ankers uitgegooi en gewens dat die dag sal kom. So die situasie waarin hulle is nie ideaal nie. Hulle is in 'n plek op die oomblik waar hulle baie bang is dat hulle gaan teen hierdie rotsagtige gebiede, hulle gaan hierdie skip gaan breek. En hulle is op 'n plek soos, okay, luister, ons gaan iets moet doen, want hierdie skip is op pad om te sink. Dis nie great nie, dit lyk nie lekker nie, dit lyk nie of dit gaan goed gaan met my nie. Daar moet 'n uitweg kom. En partykeer, soos ek gesê het, in hierdie lewe kom maar sulke situasies waar jy kan die probleem sien kom. Het jy al ooit so 'n situasie gehad waar jy kyk na hierdie ding en dink jy, ek sien dit kom. Ek sien hoe hierdie ding gaan nie reg uitdraai nie. En dan spreek jy lewe, nee, maar jy kan lewe spreek, maar jou optrede het klaar die dood gesteek, nee, so jy bid net. Dis erg, daar kom sulke oomblikke. Maar hier is die ding wat my so gevang het in hierdie stukkie. Want alhoewel hulle op pad is na hierdie verskriklike rotsagtige gebiede en hulle is bang die skip gaan breek en hulle gooi die ankers af en hulle is bevrees en hulle meet en hulle sê okay, dis diep en dan 'n paar minute later 9 en hulle sê okay, dit raak nou al hoe vlakker, dis nie great nie, dit raak nou nader. En hulle is in hierdie moeilike situasie, maar wat ons moet onthou is dat net so rukkie voor hierdie gebeur het, kom Paulus uit. En hy sê van Handelinge 27 vanaf vers 23, hy kom uit en hy sê, want daar het in middernag by my gestaan 'n engel van die Here, aan wie ek behoort en wat ek ook dien. En hy het vir my gesê, moenie vrees nie, Paulus, jy moet voor die keiser staan. En kyk, God het aan jou geskenk, almal wat saam met jou vaar. Daarom, hou moed manne, want ek glo God, dat dit so sal wees, soos aan my gesê. My boetie en my sussie, hulle het 'n woord ontvang van die Here, wat sê, hulle gaan oorleef. Daar het 'n engel van die Here na Paulus toe gekom en gesê, Paulus, jy moet voor die keiser staan. Hierdie skip, hierdie storm, hierdie ding waar jy gaan jy nie vernietig nie. Jy moet keiser toe gaan. Daar is 'n plan met hierdie, jy moet vorentoe gaan. Hulle ontvang 'n woord van God af. En net 'n paar ure later, sit hulle in 'n plek waar hulle bevrees raak, dat die skip gaan breek. En die eerste ding wat ek wil stil staan vanaand is daai ding, hulle het 'n woord ontvang van die Here. Het jy al ooit 'n Bybelversie gelees en dit praat met jou? Of 'n preek gelees en dit praat met jou, 'n preek gehoor en dit praat met jou, en jy ontvang woord van die Here af. Die Here bevestig iets. Hy kom en hy sê vir jou, hy gee vir jou skrif, of iemand profeteer dit oor jou, en dan kom iemand en hulle bevestig dit, en jy ontvang woord van God af. My boetie en my sussie, as jy woord ontvang het van die Here af, beter jy op het staan. As jy ooit in jou lewe 'n Bybelversie gelees het wat met jou gepraat het, of net gelees het van die beloftes wat daar is in die Here, want daar's soveel, en die Bybel sê elke belofte wat daar is 'n ja en amen in Jesus Christus tot verheerliking van God se naam. So as jy ooit 'n belofte in die Bybel raak gelees het wat vir jou gesê het, hy is met jou, hy is saam met jou, hy maak 'n pad, allerlei dinge soos dit. As jy deur die diep waters gaan, is hy saam met jou. As jy dit ooit in jou lewe gelees het en jy het daai belofte ontvang, moet jy op dit staan. Jy moet staan op die beloftes van God. Want ons moet iets besef, dat die oomblik wanneer God iets oor jou lewe spreek, die oomblik wanneer die Here vir jou iets sê, wanneer daar iets oor jou lewe gespreek word, maak nie saak wat dit mag wees nie, dat jy gaan preek, nee, of 'n onderwyser gaan word, of dit gaan doen,
of daartoe gaan, of so gaan wandel, wat ook al. Die oomblik wanneer God 'n woord oor jou lewe spreek, kom die vyand en hy val daai woord aan. Hy kom val dit aan. Dink 'n bietjie wat gebeur met Jesus. Matteus 3 vers 17 sê die volgende. En daar kom 'n stem uit die hemel wat sê, dit is my geliefde seun, in wie ek welbehaag het. Die Here, Jesus is net gedoop en hy staan op en die Here kom uit, daar kom 'n stem uit die hemel uit, wat oor Jesus spreek en sê, hier is my geliefde seun, in wie ek welbehaag het. Die Here spreek 'n woord oor Jesus. Wat gebeur volgende in die storie van die Here? Hy word uitgelei na die woestyn toe en hy gaan vas vir 40 dae. Wat gebeur in Matteus 4 vers 3? En die versoeker kom na hom toe en sê vir hom, as u die seun van God is, sê dat hierdie klippe moet brood word. Die eerste ding waarop die vyand die Here aanval, is wat God oor hom gesê het. As u die seun van God dan is. As die Here iets oor jou spreek, gaan die vyand daai woord kom aanval. As die Here iets oor jou lewe kom sê, as hy vir jou sê dit gaan gebeur, gaan hy elke liewe gedagte probeer plant, wat jou gaan laat begin twyfel, dat die Here dit gaan doen. Maar hoor wat sê Paulus in Handelinge 27, hy sê, ek glo God, dat dit sal wees, soos hy vir my gesê het. Ek glo God, ek glo in hom, en want jy kan hom vertrou, jy kan die Here vertrou. Jy hoor hy liedjie gesing, weet, the goodness of God, nee, all my life you have been faithful, ek gaan nie sing nie, maar jy ken daai liedjie, nee, all my life you have been, hulle gaan my afval van YouTube af, nee, luister, nee, daai liedjie, ons kan daai liedjie sing oor die goedheid van God, want as jy terugkyk in jou lewe, kan jy getuig van dit. En jy kan hom nou vertrou, om te weet hy sal doen wat hy gesê het. Om te weet hy sal maak soos wat hy oor jou lewe gespreek het, en dat sy planne vir jou sal voortkom. Maar jy moet dit kan vertrou. Want hier spreek Paulus en hy sê vir hulle, die Here het vir my kom sê, ons gaan oukei wees. Die Here het vir my gesê, ons gaan nie sterf op hierdie skip nie. En ek glo God, dat dit gaan wees soos wat hy vir my gesê het. En 'n paar oomblikke na dit, begin die mense op die skip bang raak. 'n Paar oomblikke na dit, begin hulle dink, hierdie skip gaan breek, ons gaan dit nie maak nie. Die vyand kom, en hy kom val die woord aan, wat oor jou gespreek het. Die vyand kom, en hy kom val hulle aan, oor hierdie situasie wat nou hier aangaan. En ek love die Bybel, nee, ek love it. Ek love it as jy net lees, want die Bybel sê in Handelinge 27, nadat hulle eintlik alles uitgegooi het en alles, dan sê hulle hierso in vers 30 tot 31, op vers 30, dan sê, maar die matrose het probeer om uit die skip te vlug, en die sleepbootjie in die see laat sak, onder die voorwendsel, dat hulle ankers van die voorskip af wil uitgooi. Daai woordjie, die voorwendsel, jy weet, voorgee, pretend, nee, op 'n einde van die dag, hulle gaan terug en hulle sê, ons gaan nie worry, ons gaan ankers uitgooi, dis fine, ons gaan in die skip bly, ons gaan nêrens heen nie. Is jy reg? Ja, hardloop, sak hulle die bootjie af. Hy gaan nie op die skip bly nie. Hier gaan ons doodgaan, nee? En hulle soek plan B. Hulle is besig om 'n uitweg te probeer doen. Hulle sit hulle vertroue in iets anderste. Die Here sê nou net vir hulle, mense op hierdie skip sal nie sterf nie. Die Here se woord het na Paulus toe gekom, hy het iets oor hulle gespreek, maar tog nog steeds gaan hulle en hulle pretend om die Here te vertrou. Hulle gee voor dat hulle hom vertrou. Maar boetie my sê, jy kan voorgee dat jy die Here vertrou soveel as jy wil, en partykeer sal jy mense flous, maar jy sal nooit die Here kan flous nie. Jy sal nooit in jou lewe dit kan doen. Die Here sien die hart raak. Hy sien nie soos wat mense raak sien. En daar kom 'n punt waar jy moet kom om te sê, Here, ek vertrou U met alles wat ek het, want ek het partykeer geen ander opsie. En weet jy wat? As jy ooit op baie plekke is in jou lewe waar jy geen ander opsie het as om die Here te vertrou nie, wil ek hê jy moet iets weet, jy is op die beste plek waar jy kan wees. Dis die beste plek, want hy is jou bergvesting. Hy is jou rots. Hy is die een op wie jy 'n huis kan bou. En die Bybel sê, ter vergeefs bou die bouer, as jy dit sonder die Here bou. Dis die beste plek om te kan wees, is om te sê, Here, ek het niks anders om my vertroue in te sit, behalwe U nie. Alles anders het my al seer gemaak. Alles anders het my al in die steek gelaat, maar U het nog nooit nie. Daarom hou ek my oë op U. Hierdie mense gee voor dat hulle Here vertrou, deur om te sê hulle sak ankers, maar hulle sak nie ankers nie. Hulle soek 'n uitweg. Hulle soek 'n manier om uit te kom. Hulle het 'n plan B. Hulle het sekere dinge wat hulle op vertrou, meer as wat hulle op die Here se woord vertrou. Hulle het sekere dinge wat hulle bo die beloftes van God sit. Hulle het sekere dinge om te sê, het jy ooit gesê, as die Here dit sal doen, dan gaan ek hom dien.
Sulke mense wat sê, as die Here net hierdie deurbraak kan gee, dan sal ek gelukkig wees. Nee, jy gaan nie. Jy gaan nie. Dis hoekom as die Here vir jou belofte gee, weet jy wat doen hy? Hy vat jou die ompad. Vat jy die ompad. Want as hy dit nie gaan doen nie, gaan jy die belofte aanbid en nie meer God nie. So hy vat jy die ompad. En dis hoe dit werk, my broer en my sussie. En nou in hierdie storie wat gebeur hier, hulle is besig om voor te gee dat hulle Here vertrou. Hulle laat sak die seilbootjie. En ek kan net in hulle kop imagine. Julle moet verstaan, nee, daar's 'n storm wat omgaan. Dis rof, nee, en hulle is besig om nader te kom in hierdie rotsagtige gebied. Hulle dink hulle gaan dit nie maak nie en hulle sak hierdie skip af en hulle dink, "Ja, ons gaan nou hier wegkom. Ons gaan oorleef. Al die ouens gaan nou op hierdie skip bly. Hulle gaan dit nie maak nie." Hulle dink ek sak 'n anker en hulle sak hierdie bootjie af en iewes skielik. Want hulle gee voor, né? Hulle gee voor dat hulle ankers laat sak. Hulle gee voor dat hulle die Here vertrou saam met die res van die mense. En iewes skielik wat gebeur in vers 31, staan Paulus op en Paulus sê vir die hoofman oor 100 soldate, as hierdie manne nie in die skip bly nie, kan hulle nie gered word nie. Hulle kan nie gered word as hulle nie hier bly nie. My boetie en my sussie, ons moet iets verstaan, dat as jy gekies het, want dit is 'n besluit om die Here te volg. As jy besluit het om die Here te volg, moet jy weet, daar is nie 'n plan B nie. Daar is net een naam, en dis die naam van Jesus. Daar is net een naam, wat jou in die oggende moet laat opstaan, en dis die naam van Jesus. Daar is net een persoon in wie jy jou vertroue kan sit, en dis Jesus Christus. Dis in die Here, dis in sy goedheid, in sy salwing, in die Heilige Gees. Dis hy wie jy aanbid, dis hy wat jou vertroue het, dis hy in wie jy jou hoop sit, dis net hy. Daar is nie 'n plan B nie. Daar is nie 'n klein bootjie wat jy kan moet afsak nie. Want as jy nie in hierdie skip bly nie, as jy nie in die skip bly van Jesus Christus nie, gaan jy nie oorleef nie. Hoekom? Want die Bybel sê, wie ook al Jesus aanroep en hom aanneem as 'n kind van God, ja, maar Jesus sê, wie ook al in my glo, sal nie sterwe nie, maar sal die ewige lewe beerwe. As jy nie by Jesus bly nie, gaan jy nie die ewige lewe beerwe nie. As jy jou vertroue meer aan ander goed sit, gaan jy nie die ewige lewe beerwe nie. Jy gaan nie. As jy meer Mammon dien, as wat jy Jesus dien, gaan jy dit nie beerwe nie. Jy moet God eerste sit. Jy moet God eerste in jou lewe bly hou. Jy moet, my boetie en my sussie, jy moet op hierdie skip bly. En met die Engelse diens, dit werk lekker in Engels om dit te sê, want ek het gesê, jy weet, stay in the ship, jy weet, discipleship, fellowship, gospelship, en dan ook op 'n vandag worship. Jy moet in dit bly. Jy moet ander aanbid. Jy moet ander vertrou. Jy moet ander glo. Jy moet aanhou. Jy kan nie daar staan en sê, Here, ek vertrou U, maar jy vertrou eintlik meer aan ander goed nie. Jy kan nie sê, Here, ek vertrou U, maar jy kyk na mense om jou te red, en jy kyk na mense om jou validasie te gee, en jy kyk na geld om jou identiteit te gee, en jy kyk na dit nie. Dis hoe dit werk nie. As jy sê, Here, ek glo in U, moet alles van hom afkom. Hy moet die bron wees. Hy moet die skip wees in wie jy bly. Want as jy nie in hierdie skip bly nie, gaan jy dit nie maak nie. En hierdie soldate, hierdie mense hoor dit. Hulle hoor hoe Paulus sê, dat as jy nie hier bly nie, gaan jy dit nie maak nie. Hulle gee ag op die woord van Paulus. En in vers 32 dan lees ons, daarop het die soldate die toue van die sleepbootjie afgekap en hom laat afval. Hulle kom op 'n punt waar hulle sê, wat doen ons? Ons vertrou meer in ons eie krag as in die Here se krag. Ons vertrou meer in 'n sleepbootjie as in die woord van God wat vir ons sê ons sal oorleef. En hulle kap die tou af. Hulle sny die tou. My boetie en my sussie, daar's sekere goed in jou lewe waar jy die toue moet sny van. Daar's sekere dinge wat jy wegtrek van die Here af en jy moet daai tou sny. Jy kan nie meer met dit speel nie. Jy kan nie die hele tyd op goed vertrou wat nie van die Here af is nie, of wat nie die Here is nie. Jy moet op hom vertrou. Jy moet in sy woord wees. En daar kom 'n punt waar jy die tou gaan moet sny, want as jy nie die tou sny nie, gaan jy soos daai bootjie wegval. Gaan jy soos daai bootjie weggetrek word. En aan die dag, as jou hart regtig dors na die Here toe, dan sal jy daai tou sny. As jy regtig die Here ernstig vat op sy woord, sal jy die tou sny. En jy sal sê, Here, help my. Hierdie klomp sny die tou. En ons almal ken die storie, dat hulle het oorleef, nie oorleef soos wat hulle wou nie, nee. Dit was nie 'n amazing parking nie van die skip. Die skip het gebreek, by the way, nee. Maar hulle almal het oorleef. En almal tot by die kant gekom.
Maar by 'n dag moet ons die Here vertrou om te weet, hy sal ons tot in veiligheid bring op sy manier, nie ons manier. En hy sal die belofte laat voortkom op sy manier, nie ons manier. Hulle het gedink, as hulle in die skip bly, gaan die storm seker laat val, jy weet, dit gaan fyn wees, gaan rustig wees, en die Here sê, jy moet hier bly, want die skip gaan breek, en julle gaan op die planke van die skip uitvaar, en julle gaan oorleef. Ek weet jy, my sussie, die Here vervul sy beloftes op sy manier. Maar as jy regtig tot op daai punt wil kom, gaan jy daai tou in jou lewe moet sny. Gaan jy moet sny. Daar's geen plan B nie. As jy die Here wil volg, moet jy alles in dit insit. Met jou hele hart en jou hele siel. Dis wat Jesus sê. Jy moet jou God, jou Vader lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou krag, alles wat jy het, moet jy in hierdie verhouding sit en sê, Here, ek wil by U wees, maak nie saak wat nie. Dis tou sny. Dis tou sny. Om alles wat jy het in hierdie verhouding te sit. Om alles wat jy het by die voete van die Here te kom sit en sê, Here, ek vertrou U met dit. Ek vertrou U met dit. Ek vra U, Here, help my. En hierdie week het die Here regtig met my gepraat daaroor, veral met daai skrif in Psalm 63 wat ons die begin gelees het. Oor Here, my siel dors na U. En my gebed na julle toe is dat ons almal baie plek kan kom om te sê, Here, help my dat my siel na U toe kan dors. Dat ek na U toe kan smag. En ek dink baie keer vergeet ons van die grootheid van God. Ek dink baie keer vertrou ons dinge waarin ons nie eintlik ons vertroue moet sit nie. Ons dink dat mense ons kan red en ons kan laat beter voel. Ons dink dat hierdie tipe goed, en moenie my verkeerd verstaan nie, alles het 'n plek en die Here het alles in 'n plek gemaak, maar hulle kan nie bo God wees nie. Die Here moet altyd eerste wees. Wanneer dit seer maak, moet hy eerste wees. Wanneer dit nie sin maak, jy moet hy eerste wees. Jy moet die tou sny en all in wees. En sê, Here, ek gee alles vir U. Alles. Want ek het geen ander opsie nie. Wat anders te gaan jy doen? Dit vir die wêreld gee. Wat gaan jy doen? Alles wat jy het vir iemand gee? Nee, gee dit alles vir Jesus. Hy weet soveel beter. Hy is so lief vir jou. Hy het so 'n plan vir ons. Ons gaan moet die tou sny. Dat ons daai verhouding, daai brandende, daai begeerte kan hou. So my gebed vir julle vanaand is dit. Is Here, help ons dat ons die toue sal sny. Dat ons U kan eerste sit. Kom ons bid saam. En my God, my Vader in die hemel, Here, ons kom na U toe vanaand om U te sê dankie. Here, dankie dat ons vanaand kan weet, U het 'n plan. Here, dat U is in beheer. En Vader, ek wil vanaand vra elke woord wat U al oor elkeen gespreek het. Here, mag dit voortkom. Here, mag U daai woord vervul. Maar Here, nie op ons manier nie, op U manier. En Here, help ons vanaand, Here, dat ons die toue sal sny. Here, dat ons nie meer op ander goed sal vertrou, of 'n plan B soek, of enigiets soos dit nie, maar om te kan sê, Here, ons vertrou U met alles wat ons het. En Here, ons is jammer. Ek wil vanaand die eerste een wees om vir U te kom sê, Here, ek is jammer as ons voorgee. Ek is jammer, Here, as ons groot praat en sê ons vertrou U, maar ons doen nie. Ek is jammer, Here. Help ons. Help ons om op daai plek te kan kom, om nie meer voor te gee nie, maar regtig al ons vertroue op U te kan sit. Want Here, ons kan U vertrou. U is 'n goeie God. U is die een wat 'n pad maak. U is die een wat die Rooi See geskei het, en ons weet, as U dit vir hulle gedoen het, sal U dit vir ons ook kan doen. U is die een wat pad maak, Here. Ons vertrou U vanaand. Help ons, Vader, dat ons daai begeerte wat ons het in ons vir U, daai smagting wat ons het vir U, Here, dat ons dit elke dag sal voer. Dat ons elke dag aanhou daai begeerte vir U sal hê, en agter U aan sal hardloop met alles wat ons het. Dankie, Vader, vir die woord, Here, vir die beloftes van God, Here, waarop ons kan staan. En die woord sê, herinner my dag en nag aan my beloftes. Laat hom met geen rus nie. Here, help ons om U te herinner aan die beloftes, en ook so onsself te herinner aan wat U sê. Want U woord, Here, is ons fondasie. Here, ons gee U al die eer vanaand. Staan by ons stil. In Jesus se heilige naam alleen bid ons dit. Amen. Amen. Ons eer die Here.